Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën en dat sy guns en sy genade oor ons elke een sal wees. Geliefdes, namens ons kerkraad net so 'n paar sake vir aankondiging. Ons verjaardag, soos wat dit is Elsa Storm, die 30ste, so dit is vandag. En dan die 3de is Lenet Erasmus. En dan die 4de is Annemarie Bierman. Annemarie het al vertrek uit die gemeente uit, maar ons wil graag vir haar sê baie geluk. En dan ook vir Tannie Susan Janse van Rensburg, wat verjaar die 4de. So ons wil graag vir julle almal sê wat verjaar. Mag die Here vir julle ryklik seën en mag dit met julle goed gaan in hierdie jaar en mag julle die guns en die genade van die Here ontvang. Mag julle begeer om regtig 'n dieper verhouding met die Here te hê. Vandag is die eerste Sondag van Advent. Die Sondag van hoop. Ons hoop is in God en in sy Seun Jesus Christus. Hy is deur God aangewys om te oordeel oor alle dinge. Hy is die een wat deur God beloof het om sy volk te verlos. Ons steek vandag die eerste kers aan om ons te herinner dat hy ons hoop en die hoop van die wêreld is. Ons dank God vir die beloftes wat hy aan ons gemaak het en vir die lig wat hy in die wêreld gebring het. U is Immanuel, God met ons. U is ons hoop. Baie dankie. O God van hoop, Immanuel, God met ons. Ons bid dat u lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Amen. Geliefdes, genade en vrede word aan julle elkeen geskenk deur God ons Vader in die Here Jesus Christus. Vader, ons wil vanmôre voor u kom buig in diepe dankbaarheid en ook in groot afhanklikheid en in verwondering, omdat u wat die lewende en die almagtige Here God is, die skepper van alles, omdat u so liefhet, so omgee, soveel empatie met ons as mens het, dat hy ons in ons nood gesien spartel het, en dat hy vir ons uitgered het. Dankie vir die beloftes wat hy in die woord aan ons kom maak en gemaak het. Dankie dat hy hierdie beloftes tot uitvoer bring en dat u hierdie beloftes tot vervulling laat gaan. Dankie dat dit vir ons die lewe gee en lewe bring. Vader, u het vir ons die deur oopgemaak na u koninkryk en na u troonsaal deur die Here Jesus Christus ons verlosser. Dankie Here Jesus dat u die deur is en dat u vir ons uitnooi en sê, ek is die deur. As jy deur my ingaan en uitgaan, dan sal jy die lewe in oorvloed hê. Dankie dat u ons kom loskoop het, dat u die losprys is en dat ons vrygekoop kan wees van onsself en van die sonde en van die bose en van hierdie wêreld. Dankie Here Jesus dat u gekruisig is en sterf het
opgewek is en opgevaar het na die hemel waarvandaan u sit nou aan die regterhand van die Vader en waarvandaan u heers en regeer. Dankie dat u die Gees gestuur het soos wat die Vader dit ook gewil het. Heilige Gees, sonder u kan ons nie lewe nie. Sonder dat u ons tot geboorte bring, kan ons nie begin in 'n verhouding met die Vader staan nie. Dankie dat u in ons kom woon en dat u ons tot geboorte bring. En dat u nie net vir ons tot geboorte bring nie, maar dat u ons versorg en koester en u krag in ons uitstort en u gawes in ons uitstort. En dankie dat u vir ons begelei tot nuwe lewe in Christus en dat u vir ons geestelik laat groei en laat lewe. Daarom is dit ons gebed, Vader, Seun en Heilige Gees, dat u ook in hierdie adventstyd, in hierdie nuwe kerklike jaar waar ons instap, dat u ons hande sal vat en dat u vir ons sal begelei. Help ons, Here. Help ons sodat ons 'n behoefte sal hê om met u 'n pad te stap wat lewend en kragtig is. Wek in ons 'n diep geestelike honger op, sodat ons u woord sal koester, sal lief hê, dit sal lees, dit sal bestudeer. Wek in ons 'n diep verlange dat God die Vader se karakter, Jesus se karakter, u eie karakter, o Heilige Gees, in ons lewens tot gestalte sal kom. Maak ons swanger deur u kragtige werk, sodat ons tot geboorte kan gee binne in ons menswees, Jesus, ons Here, op hierdie manier, dat hy lewend en kragtig in ons en deur ons werksaam is. Vader, ons bid dit in diep afhanklikheid in u naam. Amen. Geliefdes, ons gaan verder lees uit Galasiërs hoofstuk 5. Ons is daar besig om te lees oor die Gees wat binne in ons werk, ons sondige natuur, die krag daarvan, die Heilige Gees wat in ons werk, die krag van die Gees. Ons is besig om te lees oor hoe die Gees binne in ons besig is om die karakter van ons Vader en van die Here Jesus in ons tot stand te bring. En daarom lees ek weer vanmôre hierdie gedeelte wat ek dink julle kan dalk nou al half uit julle koppe uit dit opsê, nê. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Teen hierdie dinge het die wet niks nie. Ekskuus, ek het daai eerste gedeelte nou oorgeslaan. Teen hierdie dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees en laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie vir mekaar uittart op mekaar afgunstig wees nie. Nou geliefdes, ek het vanmôre 'n ander prentjie saamgebring net om julle te stimuleer. En ek wil begin met 'n vraag te vra. Ons het nou gelees wat die Gees doen, dat hy ons in sy invloed kry, dat hy ons begelei.
dat hy ons aan ons hand kom vat en op God se heiligmakingspad begelei, sodat God se karakter in ons gevestig sal word. Ons het met mekaar gepraat oor liefde en vrede en vreugde en geduld en goedhartigheid, vriendelikheid. As ons na hierdie prentjie kyk, wat gebeur in jou lewe? As jy net besig om bloeisels uit te stoot, prys die Here daarvoor. As jy besig al om klein vruggies te vorm, prys die Here daarvoor. Het jy al 'n groot vrug gevorm? Prys die Here daarvoor. Want julle weet mos nou ons hooftema is, hoe skep die Heilige Gees, die Skeppergees, 'n nuwe jy in jou binneste? En ons kom vanmôre by hierdie element van die vrug van die Gees, wat kom sê getrouheid, en daarom die riglyn hoe om my lewe te meet en te evalueer. Die vrug van die Gees is getrouheid. As ek so luister en ek kyk na die wêreld rondom my, dan besef ek dat alle verhoudings en ook ons samelewing bestaan uit sekere pilare. As ek vanmôre 'n stoel vir jou voorhou en ek sou een van hierdie pote afsaag, sal jy op hierdie stoel bly sit? Ek sien julle skud julle koppe. Nee, hoekom nie? Want jy sal teen die grond slaan, nee, jy sal omval. Net so is dit in die samelewing en in verhoudinge, as ons van die pilare uithaal, dan bly dit nie staan nie. Want dit is die probleem wat ek ontdek in myself, en ook in die gemeenskap en in ander gelowiges, is dat ons ja nie meer onomwonde ja is nie. En nou kan u dadelik in julle gedagte sê, Dominee, jy het op, dink dis 23 Maart, uit Jakobus hieroor gepreek. Hoekom is jy nou weer hiermee besig? Ek is bloot daarmee besig omdat die woord vir ons sê, dis die vrug van die Gees. Jy sien, geliefdes, want om eerlik te wees, om opreg te wees, om betroubaar te wees, is nie eie aan my en jou sondige natuur nie. Ons wil graag ons eie ding doen. Ons wil graag onsself in die middelpunt sit en rondom betroubaarheid sal ek aan jou getrou wees, of ek sal betroubaar of geloofwaardig wees, in soverre dit my pas. Want ek wil nie graag jou belange op my hart dra nie. Dit is hoe die sondige natuur werk. Maar jy sien, geliefdes, wanneer ek en jy na die woord toe kom, sien ons en dan weet ons, en ons het al 'n klomp kere dit vir mekaar gesê, dan het God 'n droom oor my en oor jou. En ek wil maar net vanmôre weer vra, as jy opgewonde daaroor dat God oor jou droom, en dat hy iets met jou lewe wil bereik, en sy droom met my en jou is, het ons al baie keer vir mekaar gesê, is Kolossense 3 vers 9, die tweede deel tot vers 10, waar hy sê, ons het die ou lewe afgelê, en ons moet nou die nuwe lewe in Christus aantrek, sodat ons al hoe meer sal word wat ons in Christus is. Dis God se droom. Ag, en ek dink julle seker al moeg daaraan om dit te hoor, nê.
Sien, ek het laasweek, ons het 'n Emmaus geleentheid gehad in Middelburg. En ek ry Saterdag hier na Middelburg toe om daar by te woon. En soos wat ek kan beweeg, gebeur daar goed op die pad. En ek kom agter binne in my wese, nog voordat ek gedink het hoe ek gaan reageer, begin ek reageer. Nee, ek jok. Ek het klaar gereageer. Want jy sien, geliefdes, ons liggaam, ons biologie werk so, dat in my brein is daar chemiese stowwe wat boodskappe oordra na ons liggame toe en na ons emosies toe en na ons optrede toe. En dit gebeur binne milliedele van 'n sekonde. Ek het toe ek so gery het vir die Here gevra, Heilige Gees, ons is besig met die vrug van U Gees. En daar moet liefde in my wees. En ek moet vrede hê. En ek moet met vreugde kan bestuur. En ek moet geduld op die pad hê en ek moet vriendelik wees. Ek weet nie hoe julle dit doen nie. Maar ek het daar vir die Here gesê terwyl ek so bestuur, ag Here, vergewe my. Maar ek wil vra dat U deur die Heilige Gees wat nou in my woon en vir my U karakter vorm, dat dit tussen hierdie breekdele van sekondes sal kom inbeweeg en dat U vir my sal help om nie so vinnig te reageer nie. Ag, ek weet nie of dit biologies moontlik is nie. Maar dis my hart, dis my behoefte dat die Here dit so sal doen. Want jy sien, geliefdes, algaande begin die Heilige Gees ons lewe oorneem. Ons weet dit mos. As ons onder die invloed van die Gees is en as hy ons begelei, dan gaan dit met ons goed. Hy sê dit moes vir ons hier, ons het dit hier gelees. Ons het ons ou natuur gekruisig en dat ons nou deur die Gees lewe, so laat dit toe dat die Gees ook jou gedrag bepaal. Sien, dis 'n worsteling. Dis 'n worsteling. Ek weet nie of jy daarmee worstel nie, maar dis vir my soms 'n worsteling om regtig gehoorsaam te wees aan die Here rondom sy karakter. En nou weet ek dat sy karakter daaroor gaan dat daar vanmôre hy die klem lê op getrouheid in my lewe. En my vraag is, geliefdes, wat is getrouheid? Wat beteken dit om getrou te wees? En as ek nou kyk na die Hebreëse taal en as ek kyk na die Griekse taal, ons het gelukkig woordeboeke en as jy graag so 'n woordeboek wil gebruik, dan vra as jy nie weet hoe nie. Dan gee ek vir jou wys vir jou die pad. Aman in die Hebreëus sê, getrouheid gaan daaroor om stewig te staan, om betroubaar te wees, om werklik so te wees dat mense jou kan vertrou. Dit wat jy sê en dit wat jy doen en dit wat jy beloof. Sien, so werk dit ook in die Hebreëus. As dit praat van die Griekse woord pistis, dan gaan dit oor die woord geloof. So vertaal ons dit. En nou geloof het sekere kontekste as jy in die Bybel daaroor lees. Want dit gaan oor geloof in God. Maar hier, wanneer hy sê, die vrug van die Gees is geloof, dan is die hele konteks dat dit gaan oor dat jy geglo kan word. Dat jy betroubaar is. En dat jy vas en seker is in dit wat jy sê en dit wat jy doen.
en dit wat jy beloof. En daarom kan ons die vrug van die Gees, betroubaarheid, soos wat ek al reeds te deurgegee het, begin verstaan met 'n vastigheid, betroubaarheid, lojaliteit, dat jy op jou woord geneem kan word, dat daar integriteit is. En nou geliefdes, ons kan vir mekaar vra, hoekom is dit so belangrik? Dit is so belangrik omdat betroubaarheid en getrouheid deel is van God se karakter. Dis deel van sy karakter wat hy binne in my en jou kom vestig. Kan ek dit vir julle lees oor God self, oor wie hy is? Hier staan in Deuteronomium 7 vers 9. Weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God, wat sy verbond in stand hou, en sy troue liefde beloon, tot aan die 1000ste geslag van hulle wat hom liefhet, en sy gebooie gehoorsaam. God is getrou. In God is daar geen valsheid nie, daar's nie leuns in hom nie. Daar is geen duisternis in hom nie, so sê die woord. Hy is betroubaar, hy is geloofwaardig. Hy staan vas in sy beloftes, want sy karakter is dat hy onwankelbaar die lewende God is. En daarom wil hy dit in my en jou ook vestig, dat ons word soos wat hy is. Daar staan in Deuteronomium 32, en ek het hierdie teksvers vir julle laasweek ook gelees. Hy sê, ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God vir sy grootheid. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God. Sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Met ander woorde, ons kan God vertrou. Ons kan hom op sy woord neem. Ons kan ons lewe daarop bou. Ons kan voortgaan in hierdie lewe deur dan op God ons lewens te bou. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Christus Jesus ons Here. God is getrou en uit sy getrouheid het hy ons geroep om in eenheid, om een te word, ook met die karakter van die Here Jesus Christus. Sien, want as ons die woord lees, geliefdes, dan is dit nie net die Vader wat getrou is nie, maar dan lees ons van die Here Jesus, dat hy getrou is, dat hy die bron is en dat hy ons voorbeeld is oor getrouheid. Ons lees in Hebreërs 3 die volgende verse. Julle moet noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat julle bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het. Christus is as seun getrou oor die huis van God en ons is sy huis. As ons maar net moed en oortuiging het om vas te hou aan wat ons hoop. Die kers van hoop het 'n koneksie met die Here Jesus, want hy is getrou en ons sal vas staan en bly lewe as ons maar net dit sal waag en 'n oortuiging sal hê dat ons aan hom kan vashou. Kolossense 1 vers 18 en 20 sê, so seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk ja
en nee nie. Want Christus Jesus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God sê, Amen. Christus is die ja van God. Hy is die beloftes van God wat tot waarheid gekom het. En hy is betroubaar. En nou kan ons enige belofte uit die woord vat. Dit word waar in Christus en dit is waar in die Here Jesus Christus. Want hy sê in Hebreërs, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Sien geliefdes, God wil, en dit is wat hy droom, dat sy karakter, sy getrouheid, ons nie net beweeg tot getrouheid nie, maar ons in ons wese getrou maak, betroubaar maak, onwankelbaar maak in wat ons sê en wat ons doen en hoe ons lewe. Die Heilige Gees kom sê vir ons, as hy werk in ons lewe en as hy teenwoordig is, dan genereer hy getrouheid. Dan laat hy getrouheid ontstaan in ons lewe. Hy kom as te ware om ons in ons gees te bevrug met sy teenwoordigheid, sodat ons ook getrou sal wees. Sodat ons ook werklik sal vas staan en dat ons woord ja sal wees en nie 'n stuk valsheid in sal hê nie. Dat ons beloftes teenoor mekaar waar sal wees en nie 'n stuk valsheid in sal hê. So kom hy na ons toe om te sê, ons moet getrou en betroubaar wees en geloofwaardig wees en eg wees en 'n diep integriteit hê in ons menswees. Sien geliefdes, en dit is nie maar net die Vader se karakter en Jesus se karakter en wat die Gees in ons wil nie. As ek en jy die Here Jesus liefhet en aan hom behoort, dan wil ons aan hom gehoorsaam raak. Want dit is wat hy kom sê in sy woord. Hy stimuleer hierdie ding, dat ons dit sal smag daarna, om gehoorsaam te word. Ek bid dit vir die gemeente, en ek het dit vanmôre weer gebid, en ek bid dit vir die gemeenskap, en ek het dit vanmôre weer gebid, dat daar 'n diep honger in ons harte sal wees, om aan God gehoorsaam te wees. Dat ons sal begeer om hom te dien, dat ons hom sal soek, soos wat ons 'n R200 noot sal soek as dit verlore geraak het. Want die woord sê dit in Matteus 5 en hy sê dit ook in Jakobus 5. Hy sê vir ons ja moet ja wees. En daarom geliefdes, getrouheid is nie maar iets wat ek en jy ontwikkel omdat ons as mens geleer het, ag jy moet nou nie jok nie en jy moet nou so werk en jy moet dit en dat doen nie. Getrouheid is 'n gees gestimuleerde Heilige Gees geskepte vermoë om eerlik te word, eerlik te raak, opreg te word, betroubaar te word, geloofwaardig te word. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy
'n goddelike karakter sal ontwikkel en waarheid sal praat, dat ons 'n goddelike karakter sal ontwikkel en dat ons integriteit sal hê, dat ons 'n goddelike karakter sal ontwikkel en dat ons vertroubaar is en vertrou kan word op elke terrein van die lewe. Gaan oor ons betroubaarheid in ons huwelik, in ons verhouding met ons lewensmaats, in ons verhouding met ons kinders. Dit gaan oor die betroubaarheid wat ek het in my beroep. Dat ek nie 'n valse skaal sal hê nie, maar 'n skaal wat reg ingestel is. Gaan oor my betroubaarheid en getrouheid teenoor my kollegas, teenoor my res van my familie, uitgebreide familie. Gaan daaroor om betroubaar te wees as ek en jy WhatsApps vir mekaar stuur en as ons stemboodskappe vir mekaar stuur. En wanneer ons reageer op iemand anders se boodskappe wat hulle stuur op die groepe. En geliefdes, miskien, net miskien, sukkel jy daarmee. Hoor net wat sê die Here in Matteus 21. Hy sê, wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. En hy het vir die een gesê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, het hy geantwoord. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. En hy het geantwoord, goed pa, ek sal gaan. Maar hy het nie gegaan nie. Wie van hierdie 2 het gedoen wat die Vader wou hê? Sien geliefdes, die Here het ons geroep om werklik betroubaar te wees, geloofwaardig te wees. En dit is nie iets wat ek en jy met ons koppe uitwerk nie. Dit is iets wat ons uitwerk wanneer dit wat in ons koppe is, dit in ons diepste wese geanker het. En wanneer ons soos die Vader, soos die Here Jesus, soos die Heilige Gees in ons karakter betroubaar, standvastig, geloofwaardig geword het. Ag geliefdes, ek het nou nie hierdie ding aangestuur nie, of laat vorentoe gaan nie, maar u die woord gehoor. Kom ons buig net voor die Here. Vader, wanneer ons vanmôre voor u kom buig, Here Jesus, wanneer ons voor u leef, Heilige Gees, wanneer ons weet dat u binne in ons teenwoordig is en elke oomblik saam met ons beweeg waar ons ook al gaan, dan is dit 'n versigtiging in ons hart, in ons diepste wese. Ons roep uit, Here, sien ons tog raak, sien ons raak waar ons groei en moet groei en waar ons sukkel en waar ons worstel om werklik die karakter van die Vader en die Seun en die Gees te lewe. Skep in ons, Here, hierdie diep hongerte. Skep in ons hierdie diep verwagting. Skep in ons, Here, hierdie gesprek, geestelike gesprek binne in ons. Wanneer ons telkens daaraan herinner wat die Gees sê, my vrug in jou is liefde en vreugde, vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en nederigheid en selfbeheersing en getrouheid. Here, gee vir ons 'n visie
Gee vir ons 'n visie, gee vir ons 'n beeld in ons diepste innerlike, in ons gees, van hoe die Gees besig is om die karakter van God in ons te vorm en te skep. Help vir ons om onsself ook daar te sien in die prentjie, met uitgestrekte arms om te sê, Heilige Gees, kom maak my soos U wil. Ek is gewillig, ek gee oor, skep in my, skep in my. Vader, ons bid dit in diep afhanklikheid in U naam. Amen. Geliefdes, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal Jesus se getuies wees, hier en oral waar julle gaan. Amen. Amen. Die Here seën julle. Mag julle tot sy eer lewe. Geniet julle dag, geniet julle week.